Goeiemôre. Het is heerlik om vanoggend hier in Darling te wees. In die eerste plek baie groete van Dr. Raymond. Ek het vanoggend op WhatsApp vinnig met hom gesels. Hy sê stuur asseblief baie groete aan die geliefdes daar in Darling. Hy waardeer julle baie. So baie groete van Raymond af ook vanoggend. Dankie. Die kinders is hier, maar met vakansie, nê? Hoe lank is julle vakansie? Lank. Wow. Vir die ouers is dit baie keer 'n uitdaging, nê? Maar vakansietyd is 'n aangename tyd vir kinders, nê? Geniet julle die vakansie. Dis nou nie meer elke dag skool en vroeg opstaan nie, nê? En dis 'n sorgvrye lewe as 'n kind in elk geval, maar vakansie is so spesiaal. En interessant, 'n teks wat ek op my hart het vanoggend vir die kinders is Spreuke 17 vers 22, wat sê 'n vrolike hart is soos goeie medisyne. 'n Vrolike hart is soos goeie medisyne. En ons kan by die kinders leer daai sorgvrye, vrolike hart. So my gebed is dat hulle die vakansietyd baie gaan geniet. Dit is so belangrik dat ons harte as kinders vol sal word van sy vreugde, omdat ons aan Jesus behoort, nee kinders, ons behoort aan hom. En hy is wie? Hy is ons goeie herder. Hy sorg vir ons. En 'n hartjie wat bly en vrolik is, veral in vakansietyd, is soos goeie medisyne ook vir jou liggaam en hoe ons met mekaar gesels en saam met mekaar speel. Mag die Here aan elkeen van julle 'n besondere vakansietyd verder gee. Die Here vir julle seën en ons gaan nou bid. En wanneer ons dink aan wie Jesus is en dat hy altyd by my is of ek nou speel en of ek skool gaan, maar veral in hierdie tyd dat hy my help, by my gaan beskerm en goed is vir my, dan bokspring ons harte vol vreugde en blydskap. 'n Vrolike hart is soos goeie medisyne, ook vir ons ouer mense. Kom ons bid. Ag Here, ons wil die kinders vanoggend net seën met u ryke seëninge. Dankie dat kinders vir u so belangrik is. En Here Jesus, u het gewys toe u op aarde was. Ek wil bid vir elke kind wat ook nou na die woord gaan luister. Afsonderlik, ek wil bid vir elke kind wat hierdie vakansie gaan speel en saam wees en vrolik gaan wees en pret gaan hê. Dankie dat dit ook goed is vir ons liggame, goed is vir ons gees. En terwyl ons as groot mense die opregtheid en die vreugde en die blydskap van kinders waarneem, dan is dit ook goeie medisyne vir ons wanneer ons swaar kry. Ons dankie daarvoor, seën hulle Here. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam bid ons dit. Amen. Amen. Dankie kinders. Goed, ek het vanoggend, ek's opgewonde oor die woord van die Here vanoggend. Ek sê vir Raymond, dit is 'n voorreg om die kosbare woord van God te kan bedien. Die woord is so kosbaar vir ons. En die Here help vir ons, hy gee vir ons sy krag en sy woord is altyd daar om ons te help. Die tema vanoggend is die Here help en gee krag in ons tye van swakheid en elende. My gebed is dat wanneer ons hier uitstap, ons bemoedig sal wees, omdat die Here vir ons sal help wanneer ons swaar kry. Dit is die eerste keer dat ek hierdie boodskap bring, so dit is spesiaal vir Darling. Ek het hom nie uit die rak gaan haal en die argiewe uit nie, né? Hierdie is vir Darling vars van die Here af. Goed. Die Bybel is 'n baie eerlike boek oor die werklikheid van die lewe. Wat in baie opsigte nie maklik is nie. Die lewe is nie maklik nie. Moses skryf vir ons in Psalm 90. Ons lewe maar 70 jaar. As ons sterk is, 80. En die is vol swaar kry en leed. Dit is gou verby. Ons vlieg na ons einde toe. As ons die evangelie verkondig van die lewe is maklik, nou wil ek vir jou sê 80% van jou Bybel is geskryf vir mense wat swaar kry. Is 'n boek van bemoediging. Is 'n boek van Jesus wat sê hy wat volhard tot die einde sal gered word, want dit is nie maklik om hierdie lewe te leef nie. In ons eie land.
Hierdie week was vir my baie moeilike week. Ek reis op in Afrika. Ek het baie boeties en sissies in die Here in baie dele van Afrika. Was vir my baie hartseer met hierdie xenofobia. Want ek moet my kollegas in Malawi gesels en vir hulle sê, vergewe ons asseblief dat ons julle so behandel. Dit was vir my moeilik. Ek het trane in my oë gehad terwyl ek my broers gesels het. Vir hulle is dit nie maklik nie. Ons sien dit oor die nuus, ons het dit beleef hierdie week. Ek sit Vrydag reg oor 'n evangelis. En omdat ek baie in Afrika reis en ek verstaan die Afrika kultuur baie goed in die genade van die Here, en ek sit oor kan die evangelis, ek sê vir hom, hoe gaan dit met jou? Hy sê, dit gaan goed, dankie, glimlag. Ek sê vir hom, hoe eet jy, my broer? Hy is so stil. Hy sê vir my, om eerlik met jou te wees, ek en my gesin het hierdie week op lemoene geleef. Die hele week. Daar was nie geld vir kos nie. Hy moes sy tannie bel en sê, dit gaan regtig so moeilik, kan jy net vir my 'n geldjie inbetaal? Ons kan nie so aangaan om op lemoene te leef. Sy betaal vir hom R700 in. Hy sê nou wel, vir hierdie volgende res van hierdie maand, gaan hy hierdie geld gebruik, hy kan ten minste elke dag 2 brode koop. En hulle het nog grondboontjie botter op die rak. So hierdie week is dit grondboontjie botter en brood. Ek sê vir hom, ja, en ek besef ook, jy het 1 ordentlike maaltyd hierdie week waarskynlik. Ja, ek sê vir hom, jy het vanoggend waarskynlik nie ontbyt gehad nie. En ek op daardie stadium toe ons daar sit, 11, 12, ek ook nog nie ontbyt gehad nie, maar ons om ander redes. Hy sê, ja, I did not have breakfast this morning. My boetie en sussie, 80% van Suid-Afrika is in hierdie situasie. 80% van die wêreld is in sulke situasies. Daar is 3% van die bevolking in hierdie wêreld wat 'n kar het, spaargeld het, 'n huis het. En dis dit. 3%. En ek noem hierdie goed vir jou, want hierdie week het dit my diep getref. En dan stem ek saam met Moses. Die 70, 80 jaar is vol swaar kry en ellende. Maar ek prys die Here vir die kerk. Want dis daar waar ons hulp kry. Maar die mense wat swaar kry, die kinders van die Here wat swaar kry, soos die evangelis, hy verstaan iets baie goed van God se karakter en van God se wese, van wie God is. Vanoggend wil ek hê ons moet hier uitstap en ons ietsie verstaan van wie God is in my swaar kry en in my ellende. En mag die Here vir ons help. Ek het goeie nuus vir. Ons gaan na 2 karakters kyk vanoggend in die Bybel. En voordat ons eers gaan lees gedeeltes uit die Bybel uit. 2 karakters wat 400 jaar uit mekaar uit geleef het. En die eerste een is 'n baie bekende karakter en dit is Dawid. Ons ken almal vir Dawid. En ons gaan 'n bietjie na Psalm 18 kyk. Dit is 'n pragtige Psalm. Uitmuntende Psalm. Maar kom ons kyk gou-gou na Dawid se lewe en die uitdagings wat hy gehad het in sy lewe. Hy word deur Samuel gesalf as koning toe hy nog 'n tiener was. Dink net jy's pas skape op en jou pa roep jou en Samuel kom salf jou en jy's nog 'n tiener. En hy was maar baie verwerp, nê? Al die seuns kom voor Samuel en Samuel sê, hoor jy, maar is daar nog iemand? Is daar nog 'n kind? Sê, ja, daar's 'n ouetjie daar in die berge, hy pas skape op. Dink nie veel van hom nie. Want hy word gesalf as koning. En ons ken die verhaal, hy oorwin vir Goliat, omdat hy God verstaan, hy verstaan God se wese, hy verstaan God se karakter, nie een van daardie soldate het dit verstaan. Dawid het dit verstaan.
En weer eens het God vir hom gewys, ek ken jou, ek weet jy gaan deur moeilike tye, maar ek is by jou. En dan vir 10 tot 15 jaar word hy vervolg deur Saul, nadat hy Goliat oorwin. 15 jaar van swaar kry, van wegkruip in grotte, van bly in woestyne, tussen sy vyande selfs, aan die Filistyne moes hy gaan bly, is 'n paar aanslae op sy lewe, soos julle weet, verlies van die vrou wie hy lief gehad het, Saul het daar vir iemand anders gegee, Michal. Hy het uitgesluit gevoel, hy was broos, uitgelewer, afgesny, van 'n normale tiener se gewone lewe. Hy moes vroeg volwasse wees. En al hierdie tye hou die Here vir Dawid vas. En hy bly gehoorsaam aan die Here. En die Here bewaar hom van talle gevare. Uiteindelik is Saul dood, en Dawid word koning van Juda. En later ook van Israel. En tydens sy bewind moes hy nog steeds telke male gaan oorlog voer teen die Moabiete, teen die Ammoniete, teen die Edomiete, teen die Arameërs. En God bewaar hom op elke veldslag, want hy ken God se karakter. Hy moes selfs doodsdreigemente van sy eie familie trotseer, toe Absalom teen hom opsaam. So wanneer ek en jy besluit om die Here te dien, en dinge werk vir ons nie uit soos ons dink dit behoort uit te werk nie, welkom. Ons vind onsself in posisies van swakheid. Party van ons, we are barely hanging in there. En ons begryp aan die Here vas, en ons, ag Here help my, ek het U so nodig. En dan vra ons vir Here, wat is U woord vir my in sulke omstandighede? En hier in Psalm 18, wat ons nou gaan na kyk, hy skryf hierdie Psalm in 'n heel laat deel van sy lewe. En hy kyk terug op sy lewe, van Goliat af, dwars deur tot waar hy nou sit, en hy's 'n ouer man, en hy skryf Psalm 18, en hy kyk terug en hy sê, kom ek skryf vir julle van wie die Here is. Hy het my beskerm, hy het my bewaar, hy was met my. En ek wil hê jy moet so 'n paar lesse, Dawid skryf daar, ek sê, ek hoop die mense wat hierdie Psalm sing en lees, ervaar iets van wat God vir my gedoen het. Dan kom ons by 'n tweede karakter volgende. Sy naam is Habakuk. Ons ken vir Habakuk, baie interessante profeet. Hy leef so, hy tree op in so 609 tot 598 voor Christus, gedurende die laaste konings van Juda. Dawid aan die begin van Juda, na Saul, hier kom ons 400 jaar later by Habakuk uit. En hy is daar aan die einde van die Judeese koninkryk, net voor hulle in ballingskap weggevoer word, en God hulle straf vir al hulle sondes. En Habakuk is in 'n omstandigheid, Josia, die koning in sy tyd, is onlangs oorlede, en Josia was 'n besonderse koning van Juda. Hy het soveel hervorming gebring. Hy het afgode vernietig, hy het hoogtes afgebreek. Hy het die Bybel ontdek. Luister, die volk het so ver uitgegaan dat hy die Bybel ontdek het. Hy haal dit weer uit en hy stof dit af. En in 2 Konings 22 hou Josia die grootste Paskafees sedert Samuel. En hy lei die volk om God weer alleen te aanbid. Armes en behoeftiges word versorg binne die volk. Reg en geregtigheid geskied op die regsbank. Maar lyk vir my die volk was nie so heeltemal met hulle harte naby die Here nie. Maar na Josia kom 'n ander koning, Jojakim, ook in die tyd van Habakuk. En alles wat Josia opgebou, kom breek hy af. Hy stel weer afgodediens in. En die tragiese verhaal is, Jojakim sit in die winter voor sy kaggel. En hy vra, bring vir my die profesie van Jeremia. Ek wil graag lees dit vir my voor.
En hulle lees vir hom, die sekretaris lees vir hom, maar gee hy vir hom 'n bladsy, en gooi hom in die vuur. En lees die sekretaris die volgende gedeelte van Jeremia se profesie, sny hy met sy mes, skrol af, gooi hom in die vuur. Dis hoe ver het gedaal het. Morele agteruitgang, politieke chaos, afgoderry, ongeregtigheid. God se woord word verwerp, letterlik in die vuur gegooi. Intussen, terwyl dit alles gebeur, is die Babyloniese koninkryk Nebukadneser is besig om 'n sterk op te kom as ryk. En Juda begin besef, ons het moeilikheid. Nebukadneser is op pad. Toe gaan Jojakim dood en toe kom Sedekia aan sy plek. En die koning het maar net, hy was 'n slappie. Hy het maar net alles laat gaan. Wat Jojakim gedoen het, het hy maar net niks gaan aan gedoen nie. En hy was die laaste koning voor die ballingskap gebeur het. En Habakuk het gesien wat in Josia se tyd gebeur het, en nou sien hy die verval en hy sê, ag Here, wat gaan ons maak? Die armes word weer onderdruk. Die howe is onregverdig. Afgode word aanbid. En Habakuk het 'n stryd. Nou interessant, as jy al die ander profete kyk, dan is dit profete wat 'n woord van die Here ontvang en dit vir die volk gee. Jy besef van Habakuk is daar nie een so woord nie. Die hele boek gaan oor Habakuk se stryd met God. Hy is in dialoog met God. Hy praat met God. Daar's goed wat hom pla. Hy het 'n stryd in sy hart. En hy vra 2 vrae. Hy sê, Here, sien U wat gebeur hier rondom ons in Juda met hierdie slegte konings? Maar dit lyk vir my of dit U nie pla nie. Dit lyk my of U niks daaraan doen nie. Doen tog iets. Hy skryf daar, hoe lank Here moet ek om hulp roep? Maar U luister nie. Doen iets, sê asseblief net iets vir my dat ek kan verstaan dat U niks aan hierdie situasie doen nie. Nou kom die Here in Habakuk en gee vir hom 'n skrikwekkende antwoord. Wat Habakuk se hele teologie se fondasie so skud. Die Here sê vir Jeremia, moenie bekommerd wees nie, ek sal die Babiloniërs stuur om julle te kom straf vir julle ongeregtigheid. Hy sê, wow Here, nou het ek nog 'n tweede probleem. U sien nie alleen wat hier aangaan nie, maar nou wil U goddelose konings gebruik om ons te kom straf. U is 'n heilige God, U gebruik onheilige instrumente om ons te kom straf. Hoe kan U dit doen? En Habakuk sukkel met God se denkwyse. Hy sukkel dat hierdie God van geregtigheid ongeregtigheid kan gebruik om dinge te straf. Hy het 'n probleem met God se keuse hoe hy werk met die volk. So hy het 'n probleem met God se soewereiniteit. Hy sê nie, jy kan nie so werk, ek sê ek jammer. Jy moet 'n ander manier vind. En Habakuk kom leer vir ons, as ons swaar kry, en ons vra nie, dan dink ons nie regtig oor ons situasie. Die afwesigheid van vra is nie 'n teken van geestelikheid nie. Die worsteling met God is 'n teken van geestelikheid. Want die Here wil met ons werk op sy manier, en hy kan maak soos hy wil. So nou gaan ons by die tekste uitkom. Kyk net hoe pragtig is dit. Dawid kyk terug oor sy lewe, in sy moeilikheid en swakheid, en oorlog en God se beskerming, hoe God vir hom deurgekom het, en hy leer vir ons iets van wat reeds geleer is. Habakuk moet nog op God vertrou. Hy kan nie nou terugkyk nie, hy moet vorentoe kyk en sê, Here, ek moet hier deurgaan. Ek moet verstaan wat aan die gang is in my lewe, en met die volk. En nou hier is die pragtige. Daar's 'n teks in Psalm 18 en in Habakuk wat presies dieselfde is. 400 jaar uitmekaar.
En dis waarna ons gaan kyk, na daardie teks. Maar kom ek vra eers, waar is jy vanoggend? Miskien gaan dit goed met jou en dank die Here daarvoor. Miskien is jy in ellende, miskien is jy swak, miskien voel jy moedeloos. Miskien loop dinge nie soos jy dink dit moet wees nie. Miskien is jy verward, miskien het jy 'n paar vrae vir die Here. Miskien weet jy van mense wat vra het en wat swaar kry en wat dit moeilik mee gaan. Dan kan jy hierdie woord ook vir hulle bring vandag. Of is jy net vanoggend dankbaar? Dankbaar om die Here vir jou goed is en vir jou seën. Ek wil hê ons moet na 3 aspekte kyk. En hierdie 2 figure wat ons nou oor gekyk het, om vanoggend dat die Here spesifiek net ons harte kom bemoedig. Kom ons lees saam Psalm 18. En ek lees vir ons uit die 83 vertaling. Hy sê dit nogal baie pragtig in Psalm 18. Ons gaan net lees vers 31 tot 35 in Psalm 18 en dan gaan ons na Habakuk 3 toe. Kom ek lees vir ons. Psalm 18, nou het ons hier mooi die agtergrond, nê? Dawid kyk terug. Hy sê daar in vers 31, wat God doen is volmaak. Wat God doen is volmaak. Wat die Here sê is suiwer. Elkeen wat by hom skuiling soek, beskerm hy. Waarlik, wie anders as die Here is God? Ja, wie anders as ons God is 'n rots. Hy sê dit met baie oortuiging. En nou sê hy die volgende woord, en dis waar ek baie pertinent wil stil staan. God omgord my met krag. Hy maak my pad voorspoedig. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my stewig staan. Hy leer my hande om oorlog te maak. My arms om selfs die stramste boog te span. Dis wat hy geleer het. In moeilike tye. Kom ons gaan gou na Habakuk 3 toe. En ons lees vers 17 tot 19. Ons ken dit. Habakuk skryf. Ons wag vir die skerm. Daar sê, kom ons lees saam. Habakuk 3 vers 17. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Kom ons lees saam. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Vers 19, kom ons lees saam. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Pragtig. Dieselfde teks as Psalm 18. So ek is seker daarvan, Habakuk het hierdie Psalm gelees, ek is oortuig. En dit beteken vir hom vreeslik baie. Maar kom ons kyk, wat sê die Here vir my en jou? 3 dinge, wat Dawid in Psalm 18 sê, en wat Habakuk 3 vir ons leer, oor wat doen ek, wanneer dit swaar gaan, wanneer ek swaar kry. Die eerste een is, God omgord my met krag. Psalm 18. Habakuk 3, die Here God gee vir my krag. Wanneer ek deur moeilike tye gaan soos Dawid en Habakuk in hulle verskillende omstandighede, is daar niemand anders wat hulle kan help as God self. Daarom sê Dawid in Psalm 18 se eerste gedeelte wat ons gelees het, daar is geen ander God nie. Wat hy doen is volmaak. Totale afhanklikheid van die Here. Hy lei my in sy volmaakte wil, al is dit nie vir my lekker altyd nie, nê? Ek kan sy woord vertrou, dis gelouter, dit is vir my bedoel. Dit was vir Habakuk 'n bemoediging. Maar nou kom hy gebruik in die Hebreëus ook die woord omgord, of omvou my met krag. Die Here vat nie ons omstandighede weg nie. Hy omgord my met krag, sodat ek deur die omstandigheid kan gaan. Maar sy krag is altyd beskikbaar. Hy's altyd by ons. Hy gee vir ons krag. Die Here is aktief besig vir oggend en in jou lewe vorentoe om altyd vir jou krag te gee om deur 'n ding te gaan, maar hy neem dit nie weg altyd.
vir die felle stryd wat ek en jy besig is met hierdie lewe, is die Here by ons. En dan kom die Here en hy toets ons teologie. Hy toets ons denkwyse. Nou ek sien my suster het met krikke hier vanoggend. Ek wil jou gou vertel wat met my gebeur het 'n maand terug. Ek is baie lief vir trail running. Ek weet nie wat die Afrikaanse woord, ek het gaan soek vir die Afrikaanse woord. Hardloop in die berge. Vreeslik lief daarvoor. Van lankal af. En omdat ek baie reis in Afrika, kom ek op 'n tyd wat ek nie so baie reis nie, so ek begin nou 'n bietjie fikser word en ek geniet die hardloop, is vir my so lekker en ek nou die dag hardloop ek daar in die stad in 'n grondgedeelte terwyl ek so hardloop. Toe haak my voet vas. Maar mense, ek val soos ek in my lewe nog nie geval. Soveel so dat 'n klip in my knie in gaan tot teen my knieskyf. En ek lê daar. En ek sê, Here, wat nou? Nou interspan, daar was niemand om vir my te lag ten minste nie. Ek lê toe daar en ek het my bietjie flouerig geword van die skok. En toe ek my oë so oopmaak, toe staan daar 'n klompie tarantale my so en kyk. En ek seker van hulle het vir mekaar gesê, hierdie oom het baie hard geval. Dit was my baie spesiaal, by the way. En ek lê daar op die grond, ek sê, Here, nou moet ek kar toe stap. En die Here het 'n mens se liggaam hom so wonderlik gemaak, né? As jy so traumatiese ervaring, dan trek alles weg en jou bloed stol en jy kan, daar was nie 'n stukkie bloed nie. Ek stap kar toe, ek ry huis toe, maar ek was seer. Probeer daai aand slaap nadat ons die wond behandel het. Die volgende dag is ek hospitaal toe. Dokter sê vir my, hoor, hierdie is 'n lelike vuil wond. Ons gaan jou sommer nou in 'n hospitaalbed inboek. Ons moet oopmaak, ons moet skoonmaak, ons moet regmaak. Ja, ek het net vir die Here, net voor ek hardloop, sê, Here, dit is so lekker om te hardloop. Ek is nou 'n bietjie 'n tydjie wat ek by Fix het, so 'n bietjie kan optel, want dit help my in die bediening om bietjie uit te kom, ek is lief vir die natuur. En nou lê ek op my rug, ek word vanmiddag geopereer, en ek weet die pad vorentoe gaan 'n rukkie wees. Nou, as jy die verkeerde teologie het, kan jy sê, duiwel, ek bestraf jou in die naam van Jesus. Wat laat jy my val, terwyl ek hardloop en geniet wat ek doen? Voetsek! Nee. Dis baie mense se teologie, wat die Bybel nie regtig reg verstaan nie. Toe moes ek vir die Here sê, Here, wat wil U vir my sê? So, na my operasie, nou ek het die teenoorgestelde van narkose. Narkose hou my wakker. As ek klaar geopereer is, ek slaap nie. So ek lê daai nag en ek begin 2 uur daai oggend met die Here gesels. Here, nou moet U vir my mooi verduidelik. Baie mooi verduidelik. Wat gaan hier aan? Ek en my vroukie bid elke keer voor ek gaan hardloop. As ek voor daai voordeur staan, dan sê sy, kom, laat ons bid. Here, bewaar vir Dani. Hy gaan nou hardloop. Bewaar hom op pad tot waar hy gaan, terwyl hy hardloop. Ons het vir die Here gevra, en ek slaan neer soos 'n os. Help my so. En die Here het vir my so mooi verduidelik. Omdat ek weet, hy is op pad. En hier is die ding. Wat ook al met my gebeur, want ek was opreg. Ek het nie 'n sonde gedoen die vorige aand, en die Here sê, nou moet ek hierdie seun laat hard neersit, want hy het verkeerd gedoen. Dis nie my vader nie. Maar een van die dinge wat die Here vir my kom sê het, is hy, Dani, dit gaan nie oor jou nie. Luister mooi, dit gaan nie oor jou nie. Hierdie val is vir die voordeel van ander mense. Dit was seer, ek kon nou net mooi begin trappe klim. Dit gaan my 'n maand vat voor ek weer stadig kan begin draf. Dani, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor my en oor my koninkryk. Maar die Here gee vir my krag. Hy omgord my met krag. Mag die Here vir ons leer dat dit gaan oor hom en oor sy koninkryk en oor ander mense.
Wat 'n voorreg om die Here op daai manier te ken van absolute afhanklikheid, absolute oorgawe. En dan skryf Dawid ietsie wat nie in Habakuk voorkom nie. Hy skryf daar, die Here maak my pad gelyk. Nou dit beteken nie, hy het die goeders weggevat wat 'n struikelblok nie. Maar hier gaan ek net vir jou een ding sê, Romeine 8 sê vir ons, die Here werk wat? Alles ten goeie mee vir die wat hom liefhet. Liefhet beteken oorgee, gehoorsaam sy gebooie, leef volgens sy wil. Die Here werk alles ten goeie mee. So ek moet nog mooi sien hoe hierdie knietjie ten goeie gaan meewerk en die Here is al reeds besig daarmee. Hy maak my pad gelyk. So na ek swaar gekry het, kom maak hy gelyk en hy wys my wat hy wil doen. Die tweede punt. Wat sê Dawid in Psalm 18 en ook in Habakuk 3? Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Nou ek het nie veilig geloop. Maar die Engels sê, he set me secure. Hy maak my seker, hy maak my voete seker. Hoogtes beteken daar waar dit gevaarlik is, daar waar dit uitdagend is. Kom gee die Here vir my vastigheid. Watter uitdagings die Here ook al oor my pad bring in hierdie lewe, met God se toestemming, sal die Here jou voorberei en vir jou hulp gee. Dis die belangrik. So hy is nie net jou krag nie, hy berei jou voor en help jou om ligvoetig te kan beweeg soos 'n ribbok. Op daai hoogtes waar dit moeilik is, want die Here is op pad met ons. Ons kan nie stagneer as sy disippels nie, jy weet dit nie. Hy vat jou altyd hoër. En hierdie beeld wat die Here vir Dawid en vir Habakuk kom gee is om te sê, die Here maak jou ligvoetig. Hy keer dat jy nie struikel en val nie. Hy gee jou wysheid en krag. Ek praat nou geestelik, nê? Om op moeilike terreine te beweeg. Hy maak jou behendig. Hy maak jou stabiel in moeilike omstandighede. Hy gee nie alleen vir jou krag nie, maar hy gee vir jou daai wysheid, hy gee vir jou daardie ondersteuning. Hy rus jou toe om moeilike dinge te hanteer. En so het Habakuk Psalm 18 gelees en besef, maar die Here gaan vir my voete gee soos 'n ribbok, of soos 'n hert, dis in die ou vertaling sê, om staande te bly in moeilike omstandighede. Ek bly by my trail running. Ek hardloop in Stellenboschberge, daar in Jonkershoek. Dis 'n lieflike plek om te hardloop. En ek hardloop baie hoog, verby die Fire Rat, vir die wat julle dit ken. Gaan om by die waterval. Ek kom daar af en ek hardloop so in die vallei, en dit was 'n tyd wat ek gewoonlik gebruik om met die Here te gesels oor dinge, oor die bediening en uitdagings en dinge, en ek kom so af en die Here lig my kop op om op te kyk soos in die vallei afkom, en ek kyk so op. En vir die eerste keer, en ek het baie dae gehardloop, nog steeds so nou en dan. Toe ek so opkyk, toe staan daar 'n ribbok, kan jy glo? Toe staan daar 'n ribbok op 'n plek waar daar baie kraanse is, en ek sien hom, en ek weet die Here sê, ek wil met jou praat. Dadelik. Maar daai ribbok, ouens, hy staan nie so nie, so mismoedig, so laag nie. Dit's 'n lieflike bok. Maar hy staan nie so, die lewe is so swaar. Ek staan nou in die boom, maar weet julle hoe hard het ek gewerk om die boot te kom? Die ribbok staan so. Hy staan so. Hy kyk my so, hy staan soos 'n trotse bok. Waarskynlik waar die luiperds nie eers kan bykom nie. Maar hy staan net so. Die Here sê vir my, Dani, dis waar ek jou wil hê, dis hoe ek jou wil hê. Op hoë hoogtes, daar waar jy staan, omdat ek by jou is, jou met krag omgord en jou wysheid gee en jou ligvoetig maak, staan jy vir my met 'n bors uitgestoot om te weet dis die Here alleen wat my hier uitgebring het. Fantastiese bemoediging wanneer ons deur swaar tye gaan. En Habakuk weet, hy moet nog daai beginsels leer. Dawid het dit geleer, hy gaan dit nog leer. En dan in die derde plek voeg Dawid ietsie by wat nie in Habakuk staan nie. Hy sê,
Hy leer my hande om oorlog te maak. Hy oefen my hande vir die stryd, sodat my arms 'n koperboog, die stramste boog wat daar is was daai tyd te kan span. Ons is almal op 'n reis na die hoogtes toe, maar ook in die gevegte waar ons betrokke is in hierdie lewe. Dawid sê, die Here het my geleer om hierdie boog te span. Hy het my krag kom gee om die stramste boog te kan gebruik. En Dawid sê hier, my militêre vaardigheid en my hand met die swaard is alleen effektief in God se hand. Hy maak sy kinders bekwaam vir die stryd. Die Here is doelbewus besig om deur moeilike omstandighede vir ons te leer. My boetie en my sussie, wil baie ernstig vir jou sê volgende. As jy dink jy gaan God leer, as alles honkie-dorie is, het ek vir jou baie slegte nuus. Baie slegte nuus. As ek voor die evangelis sit, wat lemoene geëet het vir 'n week, saam met sy kinders, en ek vra vir hom, wie is God vir jou? Gaan hy 'n paar dinge sê, as wat ek voor 'n vriend sit, wat alles het, wat sy hart begeer, en ek vra vir hom, wie is God vir jou? Nie een leier in die woord van God is kragtig deur God gebruik, wat het maklik gehad het. Ons moet die Here loof, soos Jakobus sê, count it all joy, as jy deur beproewing en swaar tye gaan. Want jy weet die Here het jou so lief, dat hy wil leer wie hy is, sodat jy kan word soos Jesus wil hê jy moet wees, en soos sy Vader wil hê, soos Jesus, sodat jy reg kan wees wanneer hy kom om jou te kom haal. Dit gaan oor hom, oor sy koninkryk en oor ander mense. Dank die Here dat hy ons leer, dat hy met ons praat, dat hy met ons op pad is. So vanoggend sê die Here net vir ons deur sy woord, waar jy ook al is, of dit moeilik gaan of maklik gaan, of jou moeilike tye kom dalk nog, die Here gee jou 'n bietjie breek, om rustig te wees, soos hy baie keer doen ook, sê die Here vir jou, ek sal altyd daar wees in jou krag, altyd, jou omgord met krag, jy het nie 'n verskoning, jy kan nie deurgaan, jy is in staat, want ek is by jou, ek is alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Tweedens, ek sal altyd vir jou wysheid gee, ek sal jou leer, ek sal jou voorberei, ek sal jou ligvoetig maak, sodat jy daar kan staan, en sê, Here dankie, vir waar ek nou kan wees, maar dit was nie maklik. En die Here sal altyd jou leer in jou stryd, om oorlog te maak, sy wapenrusting aan te strek en te staan in sy krag. 'n Woord van bemoediging van die Here vir jou vanoggend. En waar vind ek daardie krag? Ek het net toe voor my voorbereiding gedink aan Jesaja 40, nee. Wat sê Jesaja 40 vir ons? Jesaja op dieselfde plek wat Habakuk is. Jesaja sê in 40 sê hy, Here, die volk sê, U het ons vergeet. U het ons eenkant geplaas. Ons moeilikheid gaan by U verby, asof U nie eers daarna kyk nie. En dan skryf Jesaja 40. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Amen. Dis daar waar ons krag vind, in wag op die Here, hoor wat hy sê en verduidelik vir ons wat aangaan. Ek sluit af. Habakuk se groot vraag oor God se werkwyse. Kom hy tot daardie fantastiese slotsom dat elke kind van die Here moet kom. Al gaan dit hoe, nogtans sal ek jubel in die Here, want my oog is op hom gefestig. Die Here het Habakuk se teologie kom swaai aan die einde van sy gesprek met God. Ek vra nie meer vrou oor die werkswys nie, ek sal jubel. Maar dan is daar 'n baie interessante teks wat jy nie elke eers van weet. Geloof is vir God geweldig belangrik in ons moeilike tye, nê? Nee? Geloof en hoop. En Habakuk 2 vers 4 is die kernvers in Habakuk, nie dit wat ons nou gelees het nie, want daar staan in Habakuk 2 vers 4, die regverdige
sal deur die geloof lewe. Jy leef op geen ander manier as kind van die Here as deur geloof nie. En daarom kon Habakuk dit sê, nogtans sal ek jubel, maar ek moet nou in geloof lewe. Paulus haal daai selfde teks aan in Romeine 1:17, waar hy sê, die regverdige sal deur die geloof lewe. Dis die hoeksteen van ons lewenswyse. Ek bou my lewe in geloof. Met ander woorde, praktiese toepassing. Wanneer ek hier uitstap, dan stap ek in geloof. My omstandighede lyk nog soos dit lyk. Ek weet nie wat die Here gaan doen nie. Hy gaan my krag gee, hy gaan my wysheid gee, hy gaan my leer, hy beloof dit. Maar ek stap in geloof uit en sê, ek glo dat ek volkome op God gaan vertrou, want hy weet wat hy doen. Sy woord is daar vir my. Hy is regverdig. Hy is op pad met my. Tweedens, ek glo dat hy altyd by my is. Ek glo dat hy my altyd sal toerus met krag. Ek glo dit, want die Here werk op geloof. Ek glo dat hy my altyd vorentoe neem om my te leer en my te maak soos Jesus, om 'n volwasse en waardige disipel van hom te wees. Ek doen dit in geloof, want geloof aktiveer God se beloftes, geloof aktiveer sy werk in ons lewens. En ek glo dat die Here my gaan help wanneer ek daagliks myself verloon, my kruis opneem en Jesus volg. Hebreërs 4 sê, ons het 'n hoëpriester in die hemel wat met ons medelee het en ons swakhede ken, maar ons kan altyd na hom toe hardloop in tye van nood en hy sal vir ons help. In geloof. Mag die Here vir jou opgewonde maak ten spyte van wat ook al, want hy is op pad met jou en hy is altyd getrou. Kom ons bid. Here, dankie vir hierdie kosbare woord vanoggend, ook vir my eie lewe op hierdie stadium, en ook vir wat u vanoggend hier by Darling wou kom aflewer in u genade. Here, ek wil bid dat ons as u disippels sal uitreik na mense ook wat vandag baie swaar kry, wat roep na u, wat nie verstaan wat aangaan nie, wat moed en krag nodig het, wat hoop nodig het, dat u hulle sal kom help. Dat u vir ons sal help om in geloof, dit wat u woord vir ons leer, of ons nou terugkyk, en of ons moet deurgaan, tot ons verstaan, dat ons in geloof sal leef, want dis die pad wat u vir ons gekies het. Baie dankie vir die woord. Ek wil bid vir elkeen wat moeilikheid het, wat in swaar tye gaan, bemoedig hulle, Here, hou hulle styf vas, en bewaar hulle van die bose. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.